Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens aan my, Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in haar wonderlike geseënde naam. Ek is vanaand so dankbaar vir die Here. Weet jy, ons kom van 'n geweldige warm naweekkamp af na 'n koue maandag toe. Maar weet jy, en ek het die voorreg gehad die naweek om die grootheid van die Here te sien. Weet jy, ek staan gister by die see en ek doen 'n gebed en ek besef dat God se genade is so groot as soos die wye oseaan. En baie keer besien 'n mens nie vir God in die natuur nie, die grootheid van die Here, en is so belangrik vir die Here dat ons moet raak sien in alles wat hy doen. En ek het die naweek die geleentheid gehad op die vakansieoord om die Here te kan sien in sy glorie en net te weet dat hy God is. Baie keer gebeur dinge met ons, baie keer gebeur dinge om ons, maar die belangrikste is wat in ons gebeur, want dit verbind ons natuurlik met God se gees, halleluja, en dit sluit ook dalk moontlik ons toekoms en dit verbind ons met die Here. So ek is dankbaar vir die Here vir 'n wonderlike naweek, baie inligting versamel en dankie vir die Here wat God my gegee het, my groei geleentheid. So kom ons bid saam vanaand. Wonderlike Heer en Meester. Vanaand is ek dankbaar weer eens vir u grootheid, u almag, u heerlikheid. O Heilige Gees, ek wil bid dat u my sal ondersteun en 'n atmosfeer skep vir hierdie woord in Jesus se naam. Amen. Die Bybel leer my, wanneer God sy woord uitstuur, moet dit voorspoedig wees, waartoe dit gestuur word. Dit mag nie ledig na hom terugkeer nie. Die ander vers leer my, Psalm 107 vers 20, wanneer God sy woord uitstuur, is om ons gesond te maak en ons het ons skuile uit te red. So die woord het natuurlik ook 'n werk wat die woord moet doen, en ons aan die ander kant moet toelaat dat ons begin te verstaan die taal van God. God se geleenthede, skryf Benjamin Disraeli, word soms briljant vermom as onoplosbare probleme. Maar probleme is deel van die lewe en ons almal kry en het probleme. Ek kan dit vir u sê, maar God is geweldig. Nou, ek wil vanaand praat met u oor, ek wil 'n tema het vanaand, dat God het 'n roepstem en die wêreld het 'n lokstem. Nou baie keer roep God vir ons uit die wêreld uit na sy wonderbare, hy stuur sy woord uit om ons te verbind met hom. Maar wanneer God se stem ons roep, sy roepstem, is 'n uitdaging om deur die geloof te kan wandel. Maar jy moet eers in die geloof kom om deur die geloof natuurlik jou oorwinnings en die wonderdade van God te verstaan, en ek dink is geweldig om deur die geloof te wandel. Nou, jare terug, terwyl ek nog kleiner gewees het ons se bure altyd so 'n mooi foto gehad oor geloof, en dit het gelees as volg: Faith can break the sky in two and let the face of God shines through. Ek was geweldig geamuseer in die foto wat hulle gehad het. Ek was altyd hier voor die foto, en vir my was dit wonderlik, dit wat ek gelees het, en dit wat die foto na my toe uitgestraal het, want dit het my getrek. En ek kom toe in die geloof en ek vra myself af, wat beteken faith natuurlik vir my? Faith. Favor arise immediately because it's a tendency of heaven.
So wanneer God opdaag, kan jy seker wees, God daag op met sy almag, en ons kan aanskouers word van sy heerlikheid, halleluja, en sy majesteit, en ek dink is geweldig. Dan het hulle die ander ene oor faith, wat ek van hou, is forwarding all issues to heaven. So vanaand het ons gedoen met geloof. Nou, geloof is geweldig. Geloof sien die onsienlike, glo die ongelooflike en ontvang die onmoontlike. So daar is iets in geloof wat geweldig is, wat ek en u moet naspeur wanneer God ons roep, halleluja, moet ons gehoor gee aan die God wat ons roep, dan sal ons die weldade van God natuurlijk kan aanskou. David sê in Psalm 103, Here loof, ek loof u, liewe Here, vir elke weldaad wat u aan my gedoen het. So wanneer God jou trek met sy goedertierendheid, en hy roep jou, halleluja, tot orde en stilte, kry jy die deur, natuurlijk, wat vir jou oopgaan, om die grootheid van God te kan aanskou, en ek dink is geweldig, hoe groot die Here is. Ek is aanskouer van sy heerlikheid, altyd gedierig deur, met dit wat die Here nou al vir my gedoen het. Weet u, God het 'n roepstem. Nou baie keer, volgens, u moet my volgens 2 Petrus, hoofstuk 2 vers 19, baie keer, die Bybel sê, die hele wêreld lê in die mag van die bose. So wanneer die wêreld in die mag van die bose lê, sê dit vir my, dat ons was oorwin. Nou, 2 Petrus, hoofstuk 2 vers 19 sê, van waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Nou Spreuke 29:19 sê, met woorde laat 'n slaaf hom nie waarsku nie. Hy verstaan dit wel, maar hy steur hom nie daaraan nie. So 'n mens is 'n slave of sin, halleluja. Nou is ek binne die verhaal, God se volk, die Israeliete, was in Egipte en hulle was 430 jaar lank in bondage in. En weet jy, maar ek is so dankbaar vir die Here, dat 'n mens altyd deur voor jou voorbeelde het van mense, wat deur die geloof lewe, wat aktiveer by jou, halleluja, om ook jou oorsprong in God te kan het, is wanneer jy jou geloof in God het, halleluja, dan aktiveer dit in jou, dat jy die krag van God en sy hand hier agter kan word. Nou geloof is geweldig. God stuur vir Moses, terwyl hy in die woestyn gewees het, vir 'n baie lang tyd, en ek noem gister vir die gemeente, en ek sê vir hulle, daar is iets wat ons moet besit, om vir jou te kan progress op die pad, halleluja, sodat jy jou potential kan ontdek, dit wat in jou opgesluit is, dat dit ontsluit moet word, het jy 'n natuurlike nuuskierigheid nodig, om nuuskierig te kan wees, om dit uit jou te kan aktiveer, of uit jou uit te kan haal. Baie keer is jy tussen mense, wat baie goed vernuftig is, wat innovative is, soos hulle sê, wat saam met jou werk, om jou is, wat by jou kan iets uit jou uithaal, halleluja, as jy belangstelling toon, kan dinge vir jou gebeur, maar baie keer het ons dit nie in ons, om net, halleluja, belangstelling te toon, sodat dinge vir jou kan gebeur nie. Ons gaan deur die lewe, sonder om belangstelling te toon, of in enige iets is, en jou potential is in jou opgesluit, wat so groot is. Die Bybel sê in Spreuke 18:16, dink ek, sê God se woord, in jou het God jou waarde gesit, halleluja, dit wat die Here in jou gesit het, moet vir jou ruimte maak in die lewe. En baie keer weet ons nie eens wat is in ons opgesluit hier, want ons is so besig met die wêreldse dinge, halleluja, van negativiteit, sonde, wat vervolging inhou, halleluja, wat het strafbaar maak voor die Here. Ons is so besig met sonde, dat ons nooit uitvind, wat is in my opgesluit hier. Die hoofdoel van ons op aarde, waar God ons geplaas het, is om God te verheerlik. We were put on earth to glorify God, halleluja, en jy moet uitvind by die Here,
en met jou, dit wat in jou opgesluit is, wat is in my, wat vir Satan trigger, om vir my net in sonde te hou, in bondage, in slawerny in. Godse volk het vastgeval in Egypte vir 430 jaar lang, het hulle gedwaal tussen die morele waardes wat die volk van Israel, van die volk van Egypte gehad het, sonde, alle dergelike dinge, halleluja, hulle oog het gesien, hulle was betrokke daar, het was deel van hulle atmosfere, verleiding en verlokking, halleluja, sodat hulle natuurlijk nooit die voorreg het weer, om die goeie te kan sien in die lewe nie. Sonde verblind jou sig, dat jy soms nooit die sonde van, die volheid en die goeie van die Here kan sien nie. En hier is die vir Moses en hy sê, ek wil hê jy moet gaan, en ek gaan vir jou help, dat jy my volk uitlei met 'n hoër hand, 'n uitgestrekte hand, halleluja, en hier kom Moses, en ons is in Genesis 14, jammer in Exodus 14, en in vers 13 wil ek lees, en die Here sê vir Moses, ek wil hê, jy moet trek, die volk moet uitgaan, Egypte uitgaan, en die Here laat hulle trek, halleluja, en die kom hulle nou, waar hulle uit die Egypte uit is, om aan die Here offers te bring, om vir God eer te gee, om dank te gee teenoor die Here, dat die Here hulle gedra het, die Here het hulle bewaar, die Here het hulle wysheid gegee, om die groot voorraadstede te bou, halleluja, die krag wat hulle opgesteen het, geleen het van die Here sê hulle moet trek, hulle moet in die woestyn kom, en dan moet hulle offers bring tot eer van die Here, waar hulle vir 'n oomblik, vir 'n tydvlak net bewus is, van wie die een is, wat wonderwerke natuurlijk vir hulle gedoen het. En die kom hulle, en hulle kom voor hulle, natuurlijk is die see voor hulle, en terwyl hulle omkyk, 600,000 man te voet, in die agterkant sê hulle vir hom, in die voorkant, Moses, hier kom die Egyptenare weer achter ons aan, met wapens en strijdwaans, om ons weer te verhoed, dat ons uittog kan geniet, om offers te bring aan die Here. Maar die Here sê vir Moses, vers 13, maar die Here het aan die volk gesê, die hele volk gesê, wees nie bevrees nie, laat staan vast en aanskou die verlossing, wat die Here vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egyptenare vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sê vir hulle, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Baie keer gebeur dinge met 'n mens, wat jou aktiveer, van elke aksie, dit wat met jou gebeur het, kry jy uitdaging, natuurlijk, om nou op te tree, om te respond, van elke aksie, lok 'n reaksie uit. Maar die Here gee vir hulle 'n kragwoord, om vir hulle te sê, wees stil, dat was 'n rede. God wil vir hulle gesê het, die feit dat God hulle geroep het, met die roepstem om vir Moses te sê, om hulle uit Egypte uit te haal, het die Here vir hulle die geleentheid gegee, 'n uitdaging, om nou deur die geloof te wandel, maar ook om met verwagting te lewe, halleluja, om te sien en te aanskou, wat die Here vir hulle kan doen, om ook die onbeproefde, dit wat hulle nie weet nie, te kan omhels. En die Here sê vir hulle, wees stil, want wanneer jy stil is, sit jy in 'n posisie, waar jy iets kan verwag, wat vir jou onmoontlik lyk, dat God nou sy hand en arm aan jou kan openbaar. Hier staan hulle, en die Here sê vir Moses, wat het in jou hand? En hy het 'n staf, en die Here sê, strek het uit oor die see, en die Bybel leer my, dat toe gaan die water oop, en God kloof 'n pad deur die see, met die engel van die Here vooraan, halleluja, trek God se volk nou deur die see. En wat my geweldig is, die Here sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Ek wil julle moet kom stil word, dat julle vir my kan hoor, met die golwe, halleluja, wat nou wegbeweeg, wil ek hoor, net julle moet hoor, my stem op die waters nou wat plaasvind, dat julle kan weet, dat dit ek is, wat myself aan julle openbaar. En ek dink is geweldig wat die Here gedoen het,
En baie keer wil God hê ons moet stil wees, dat ons nie hoef ons emosies natuurlik te kan wys nie. In stil wees, in vertroue bestaan ons krag, halleluja. Maar ons het ook die voorreg om in stilte te weet dat wie God is. God wil geweet dat hulle stil word, dat hulle bewus is wie is die Here. Hy is groot, gedig en almagtig, halleluja. En die Bybel sê, terwyl hulle deurtrek 600,000 man te voet, met die Egipte wat agter hulle kom, wil die Here vir hulle iets gedoen het, terwyl hulle kom, hulle trek die nag deur, laat God toe dat hulle ook in die water kom. En weet jy wat gebeur, toe maak God die water weer toe, en hy begrawe die Egiptenare onder die water, en hulle gaan dood, en hulle verdrink. Wat God vir hulle gesê het, die tydvlak van 430 jaar toe hulle in bondage gewees het God iets aan hulle gedoen, halleluja, wat geweldig is. Hy het hulle verlede agter hulle begrawe. Somtyds het ons nodig, as ons na die Here kom, halleluja, doen die Here iets, hy sê, wanneer jy tot inkeer kom, sê die Here, so ver soos die ooste is van die weste, so ver verwyder ek jou oortredinge, en ek dink nie meer daaroor nie, geweldig is die Here. So God wil vir hulle wys, julle het nie nodig om te onthou wie julle was nie, julle sal hulle nooit weer sien nie, wil die Here vir hulle gesê het, so moet jy ook nooit weer dink aan wie jy gewees het, wat jy gedoen het nie, want ek is die Here wat jou 'n nuwe voorreg gee, ek het gedagtes van jou om vorentoe te kyk, en is nou die tyd het aangebreek, dat julle nou vooruit moet beweeg, it's time to move forward. En die Here is vanaand besig om vir Suid-Afrika te sê, en vir ons almal, die tydvlak het aangebreek op die kalender van die Here, is dat ons moet vorentoe kyk, halleluja, en die Here vertrou en aan die hand vat volgens Psalm 16 vers 8, God is aan my regterhand, en ons moet ons hand uitsteek na die Here, na mekaar, en vir die Here te sê, help my liewe Here, om te begrawe dit wat met my gebeur het, wat verandering in my gebring het, halleluja, wat my afgesny van geloof af, liewe Here, ek is bereid nou, om in die geloof te kom, halleluja, sodat ek u liefde deel agter kan raak, sodat ek die geregtigheid van u kan wees, halleluja, dat ek die hoedanigheid besit om reg ook te doen aan iemand anders, en ek dink is geweldig, so groot is die Here, en God wil vanaand vir ons sê, ons kan word die geregtigheid van die Here, as ons die roepstem van God kan aanneem, bied God aan ons die deur na die onbekende, die ongelooflike, die onsienlike, maar ons kan verseker wees dat ons die onmoontlike kan ontvang, want God wil namens ons dinge, ons heil vir ons bewerk. Regsaak het ek geleer in God se woord, behoort aan die Here. God weet hoe om heil uit te werk. David sê in Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Elke dag, my liewe mens, het ons 3 mense wat ons bedreig op aarde. Jy het 'n kwaaddoener, jy het 'n vyand en jy het 'n teestander. 'n Kwaaddoener is iemand wat ondeend is, wat poetse vir jou sal bak, halleluja. Maar weet jy wat is 'n vyand? 'n Vyand sal in dade wys hoe hy oor jou voel, maar die belangrikste is 'n teestander, hy wil jou oppose op alles wat jy wil doen, hy is 'n teestander, hy wil verwoed wat jy moet word, wat jy moet wees op aarde, maar God het ons geroep, halleluja, om 'n verskil te maak op aarde, en ook om 'n verskil te wees, en God lê dit vanaand op ons as mens, om uit te vind, hoe kan ek 'n verskil wees, en wat 'n verskil kan deur my gedoen word op aarde, waar die wêreld op wag. Ek dink die Here is vir 'n mens goed, halleluja. En die Here openbaar sy hand aan Moses hulle, en ek kan imagine die dank wat hulle gehad het, teenoor die Here, wat hulle verlos het, van hulle vyande. En God wil vanaand vir iemand sê, ek is almagtig, dit wat jy bepeins, dit wat soos 'n berg lyk voor jou, halleluja, luister na my roepstem. En weet jy wat geweldig is? Die woord van die Here leer my, when my heart is overwhelmed, sê die skrif, lead me to a rock that is higher than I. So wanneer jy dit lyk, dit is onmoontlik, kan jy in die geloof, die wêreld van geloof betree, waar God dwaal, halleluja, waar jy die Here kan vra, om namens jou, halleluja, jou probleem vir jou op te los, en God is almagtig, hy is gedig, hy is geweldig, halleluja, om iets vir jou te doen.
Weet hoe groot is die Here? Hy's geweldig in stryd, leer die woord my. Die Here is vir my geweldig. Weet jy, ek kom in Israel 2015. En toe weet ek nie 2016 gaan ek 'n geweldige storm wat op my wag nie. Maar ek het gegaan, for me it was time out, hallelujah. I need to hear from God. En weet jy, ons kom op die boot, soos die disciples uitgegaan het, en daar was 'n geweldige storm, hoe God homself geopenbaar het aan die storm, toe hulle gesê het, watter 'n man is dit, die Namakula sal sê, watter 'n man is die, dat die wind en die see, hulle gehoorsaam. Ek kom op die boot, en hulle vertel vir ons die verhaal, en die Here sê vir my, ek wil hê jy moet neerskryf, what does a storm means to you? En die Gees van die Here sê vir my, skryf neer, terwyl ek hoor, the essence storm is sovereign. It gives me a testimony, and it brings me to obedience, and it reconciles me with the mercies of God. Ek sal het nooit vergeet, wat God my in Israel geleer het. Ek kry geleenthede daar, om weer nuut te word, deur my weer te gaan in die Jordaan, om eerstens voorheen op die berg, op die Olyfberg, om my sondes te bely, en weer nuut te word, en vir die Here te vra om my te vergewe, vir al my sonde en ongeregtighede, wat ek toegelaat het in my lewe, toe skik ek my na die Jordaan, om my af te was, en die Here van die Here gaan vir my vooruit in my stryd 2016, en vanaand is ek dankbaar vir die Here, want ek weet wie is my God, halleluja, hy is geweldig as hy in stryd is. God is so groot, my liewe mens, hy is soewerein, in sy 3 eenheid kan hy enige besluit maak, maar hy gebruik sy woord, wat sy verklaarde wil is, en hy kyk deur die verklaarde wil, halleluja, na ons as mens, wat in die toelaatbare wil van hom beweeg. So wanneer ek weer die troon van God nader, moet ek deur die woord kyk na God, halleluja, om vir God te wys, ek het hulp nodig, liewe Here, ek stit my in 'n posisie, om vir u te sê, dat u my die beloftes van u kan gee, sodat ek u natuur deuragter kan word op aarde, dat ek vrug kan dra, halleluja, wat die koninkryk van God nabybring in my lewe, waar ek die hand van u kan sien, wat Genesis 1 vers 28 oor my lewe weer in vervulling kom, be fruitful, multiply, replenish, subdued, take dominion. Die Here het ons gestel op aarde om te heers, halleluja, ek moet in beheer kom van my lewe, en ek kry die geleentheid, wanneer ek swak is, kan ek sterk word om deur van my vlak waar ek is, in die toelaatbare wil van die Here, kan ek na die verklaarde wil kyk, sy woord, om my te connect met die soewereine wil, dat die wil van God geskied in my lewe. En vanaand wil die Here vir iemand sê, vir Suid-Afrika, God gaan iets doen, is die jaar van restaurasie, halleluja, God gaan restaurasie doen aan elke persoon in Suid-Afrika. Ons is op die kalender van God, wat hy sy hand gaan openbaar, sy hoërhand, sy uitgestrekte hand, halleluja, en dinge gaan weer vir ons gebeur. Ek staan gister in die kerk, en ek preek hierdie woord, ek maak nou toe, halleluja, en ek sê vir die gemeente, ons gaan nou vir God staan, en ek wil het graag lees vir u, wat ek vir hulle gesê het. In Spreuke 3 is daar 'n woord wat geweldig is, en ek sê vir hulle, in sy regterhand is lengte van dae, en in sy linkerhand is rykdom en eer. Ek sê in hierdie dae van nou af vorentoe gaan God seker maak, dat ons albei hande van God gaan sien oor ons lewe, dat wat ons verloor het, God gaan vir ons bybring op 'n manier, waar geen mens kan keer nie, want hy is die Here. God wil vanaand vir iemand sê, dien my, soek my aangesig altyd deur, vra na my en my sterkte, en ek sal myself aan julle sigbaar maak. In hierdie hele Bybel het God hom sigbaar gemaak, het hy sy arm geopenbaar, sy almag, sy glorie, sy heerlikheid, en hy is het in staat, halleluja, om het nog vandag vir ons te doen. So groot is die Here. As ek wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie, kan ek oortuig wees vandag, dat ek hoef nooit beskaamd te staan as ek in God glo nie,
sal ek weet, die Here gaan iets, my heil vir my bewerk, halleluja, my geluksaligheid kom van die Here af, en die Here gaan iets vir my in plek sit, omdat ek 'n welbehae het in sy woord, halleluja, sal die Here iets voorbeskik vir my redding, bevryding, verlossing, genesing, en dat hy vrede sal bewerkstellig, waar daar vrede nodig is. Hoe die Here is groot, en die Here is goed, hy is almagtig, en hy is gedig. Soek vrede. Vrede speel 'n groot rol in ons lewe. Die Here sê jaag die vrede na met almal. Vrede met jouself. Vrede met jouself vir wat jy nou self gedoen het. Vrede met die persoon aan wie jy dalk ook iets verkeerd gedoen het. Soek die vrede en jaag daarna, sê die woord. So groot is die Here. Hy wil vanaand vir huisgesinne sê, soek jy aangesig van die Here. Maak 'n deel van julle leefstyl, halleluja, om die Here, die woord van die Here te lees. Ek leer die gemeente, maak julle Bybels oop. As julle baie Bybels het in julle kinders se kamers, lê dat dit oop lê. Die Bybel sal vir hulle trek om net te gaan kyk wat staan daar, so geweldig is. Die opening van die woord gee lig en dit maak die eenvoudige verstandig. Wil die Here vanaand vir iemand sê, die Here is bemagtig om ons te seën. Die Here is bemagtig, as ek in die geloof toetree, alles wat verhoed, wat my verhinder op aarde, dis 3 dinge wat ons nodig het op aarde, dis geloof, dis hoop, have only positive expectations, en dan is dit die liefde, wat die belangrikste is. En ek wil vanaand, wil ek vir iemand sê, die dinge wat ons gedoen het ons afgesny van liefde af, het ons skuld gemaak teenoor mekaar, maar wanneer ek die Here het in my lewe, dan bring hy weer warmte in my, om 'n verskil te maak, en het lê 'n uitgestrekte hand liefde, en is beskikbaar in elke seisoen. Ek kan my hand uitsteek na iemand deur om iets te gee, ek kan om my vriendelikheid gee, halleluja, en my brood te deel aan die arme, wanneer iemand vriendelik is hy rein van hart, halleluja, en ek kan dit deel met hom, om hom te trek, en vir hom te sê, dat ek straal vandag uit, om in 'n verhouding met jou te staan, so whatever jy is, of wat jy doen, ek is daar, en ek is bereid, om jou in die hand te vat. Mag die Here ons help, halleluja. Die Bybel sê, wat is die mens dat God aan hom dink, en die mensekind dat God hom besoek. Weinig gemaak is hemelse wesens, maar met eer en heerlikheid het God ons beklee. En weet hoe gaan ek dit kry? As ek natuurlik my toetrede tot die geloof, die wêreld wat God dwaal, die wêreld om positief te wees. Ek weet huidiglik nou, is daar klomp negatiewe goed. In ons land, in ons dorpe waar ons bly, is daar baie negatiewe goed. Maar jy kan verseker wees, daar's nie 'n wag wat nie ontbreek in plekke nie. Daar's genoeg wagte op mure gesit, halleluja, om vir God te wys, ons sit ons in 'n posisie, sodat almal ingesluit kan word, sodat ons almal die vrede van God deelagtig kan word. Ons sit in ons posisie, om vir die Here te sê, Here, draai u aangesig na my dorp toe, na Suid-Afrika toe, ons soek u aangesig, halleluja, dat u krag, u heerlikheid, u majesteit aan ons openbaar, dat ons almal, liewe Here, kan kom in verhouding met en tot mekaar, en sal weet, wie u is vandag. Vader van ons, liewe Jesus Christus, hier is die woord, my Vader, wat vanaand gespreek was. Ek wil bid dat u hierdie gedagtes sal seën tot mense se harte. Ek wil bid dat ons bewus sal word, ek hoef nie langer 'n slyf te wees van sonde nie, dit wat my oorwin het, halleluja, slaafse bande, is die Here bemagtig om my te herstel, halleluja, as ek net my kan beroep op die naam van die Here. Here, sien my ook raak, ek moet vir God net 'n teken gee. Help ons, halleluja, om vir u tekens te gee, sodat ek kan uitroep na u, liewe Here, sodat u weer van u kant 'n roepstem uitstuur na my,
om my te trek uit groot waters uit. Seën ons vanaand, seën huisgesinne, seën families, seën ons land. Herstel ons, liewe Here, tot ons eer, my Vader. En ek is vanaand dankbaar vir hierdie gedagte, dat U sê ons moet kom stil word, liewe Here, en net weet hoe groot U is. Seën ons vanaand, in Jesus se naam. Amen. Ek het by einde gekom, Pastor Alta. Ek groet U tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dat moet ontplof.